Goeiemôre gemeente. Baie welkom in die erediens vanoggend. Dit is goed om saam met julle te kan wees. Al is dit 'n wilde en woeste dag daar buite, 'n nag gewees en lyk asof dit nog meer so gaan word. Ek spot voor die tyd met Leslie en ek sê ek het uit 1 Johannes voorberei, maar miskien moet ons die teks verander na Jesus maak die storm stil, dan dink ons eerder daaroor. Terwyl ons so bymekaar is en ons dalk wag vir nog 'n paar mense, kom ons sing 'n paar liedere saam. Ons gaan begin met lied 421 en ons stel ons so in op die teenwoordigheid van die Here. Opstandingstyd, so kom ons volg dit op met nog 'n lied rondom die nuwe lewe wat Jesus gebring het, lied 417 en dan sonder aankondiging daarna lied 492.
Frans vra om na vore te kom, enkele aankondigings met ons deur te gaan. Môre almal, hoop julle het 'n lekker week gehad, dankie Wouter. Ek wil net die paar afkondigings, die bedieninge van die kerk gaan vandag uitstal daar in die sitkamer. Hulle gaan maar net 'n stalletjie hê, want ons kom ook agter dat almal nie noodwendig weet presies wat se bediening doen wat nie. So ons nooi julle asseblief uit, kom kyk, kom vind uit waarvoor staan KOB byvoorbeeld. Ek het lank nie geweet nie, maar dit is interessant, julle moet kom kyk, ek gaan nie nou sê nie. En dan, as julle wil betrokke raak, ek daag julle uit, skryf jou naam op net vir 1 kwartaal. Ek wil nie julle met vergaderings bywoon vir die volgende 6 jaar nie. Ek wil nie julle moet alles doen wat by die kerk is nie. Ek wil julle met elkeen probeer om 1 ding te doen net vir 'n kwartaal. Ek wil graag hê almal moet betrokke word, dit is tog ons kerk. So ek daag julle uit, kom maak asseblief 'n draai. Ek gaan ook daar rond staan as julle enige ander vrae het, of as julle betrokke wil raak by die kerkraad, dan is ek ook daar. Baie welkom terug aan ons Huguenotjies, ons jeug. Ek hoop julle het lekker gerus. Ek is nogals jaloers elke jaar op elke skoolvakansie. As daai tyd verby is dit verby, so ek hoop julle het dit geniet. Die junior jeuggroepe moet asseblief vir my in die sitkamer bymekaar kom. Die senior jeuggroepe gaan hier bymekaar kom. Ek weet nie of julle gesien het buite nie, die weer is nie so lekker nie. So ek glo nie ons kan by die braai area bymekaar kom nie. En die belydennisklas gaan by die SnapScan stalletjie werk. Hulle gaan vir almal wat nog nie seker is hoe om die SnapScan te doen, gaan hulle help om dit reg te kry, en dan ook belangrik, dan ontmoet julle die belydennisklas, wat ons Hugenote van die toekoms is. Dan die Hugenoot golfdag doen verskriklik goed. Laas jaar het ons 'n goeie golfdag gehad. Hierdie jaar se golfdag is byna vol voor ons begin adverteer het. So as julle nog 'n vuurbal wil hê, of iets wil borg, dalk 'n prys, asseblief kom gee julle name op, of bel vir Nikkie of vir Kobus, en soos ek sê, die plek is amper op. Julle moet regtig opskit as julle wil deelneem. Die sop kombuis, benodig weer goeders, asseblief as julle dit in julle hart vind. Daai bietjie kos wat julle gee, kom 'n lang pad. As mense wat nie andersins kos het as hier by ons nie. So asseblief ondersteun dit, help ons bietjie daar. Die gasvryheidsbediening. Ek wil graag hê julle moet my kom help groet by die deur, as julle wil. Dit is ook maar net, ek het baie ouens leer ken, ek het elke liewe Sondag lekker gesprekke. Ek het totaal geleer waar om my bande te ruil. So asseblief, kom help my, kom groet by die deur, kom ons skep 'n lekker gees as ons by die kerk instap. En dan, as julle op 'n ander plek voel, julle kan ook daar betrokke raak, deur 'n bietjie gasvrou te wees, julle is meer as welkom. As van julle wil blomme skenk vir die blommelys, kom sit asseblief julle naam op, as julle nou 'n lekker koppie koffie drink. Ons het altyd nodig vir blomme. Dit is 'n baie goeie inisiatief van hierdie kerk, ek moet dit sê, so kom ons almal ondersteun dit. Daar is lekker koffie na die tyd, en ons wil graag hê, die van julle wat hou van gesels, moet help koffie skink. Ons gaan julle nie tot 4 uur vanmiddag toe besig hou met skottelgoed en regpak nie. Ons wil bly net hê julle met die koffie skink. As julle daar wil betrokke raak. Die SnapScan, soos ek gesê het, as daar enige vrae is, kom na die stalletjies toe, ontmoet die belydennisklas, hulle sal julle help. Ons het die meer tech-savvy ouderdom van die kerk gevra om daar betrokke te raak. Dan is daar die Meesterstuk 3 konsert, die 17de en 18de Mei by Lepers en Lys. Dit is R290 per persoon, en dit sluit 'n ete in. En julle kan vir Marinique kontak. Haar nommer is daar op die afkondigings. Ek herinner ook net weer die afkondigings is op julle WhatsApp, as ek te vinnig deurgaan of julle het 'n nommer gesoek of so. En dan, ons het vir Manny Jackson gekry, vir die 60ers plus. So die kaartjies loop ook vinnig. Ons het by die stalletjies nou, as julle daar kom, by die 60er plus stalletjie, verkoop ons ook kaartjies. Koop vir jouself 'n kaartjie, koop vir jou vriendin 'n kaartjie, koop vir jou buurvrou 'n kaartjie, koop vir jou skoonma 'n kaartjie, om hulle net bietjie uit die huis uit te kry. Maar asseblief, ondersteun ons met Manny Jackson, dis 'n lekker geleentheid, wat die ouens vir ons gereël het, en kom ons maak dit lekker. Dankie julle, mooi dag. Dankie François. Terwyl ons ook noem oor die blomme, hierdie besondere praktyk ook van meelewing, is daar 'n paar mense wat ek wil uitlig vir wie ons blomme wil gee vanoggend. Dit is hier voor.
Kan ek sien, is daar iemand wat vir Estelle Liebenberg blomme sal neem? Baie dankie. En dan vir Lizette Taljaard. Dankie. Vir Marina. Dankie. En vir broer Liu Chen van die... Okay, dis gedoen. Baie dankie. En dan, is daar enigiemand wat vanoggend die eerste keer by ons kuier? Baie welkom, as jy hier is. Is daar enigiemand hier so vir die eerste keer? Sjoe, okay. Wel, baie welkom in elk geval, is jy vir die hoeveelste keer hierso. Ons as gemeente is dankbaar dat ons so kan saamkom, selfs alles wild daar buite. Kom ons herinner ons weer aan die koning wat ons dien, met lied 164, waarmee ons eintlik as het ware die diens inlei. Ons sing dit sittend as 'n gebed, verse 1 en 2. Here Jesus, dankie dat ons in U naam kan vergader. Dankie liewe Heer dat U ons saambring as U gemeente, dat U ons kom ontmoet in die erediens, dat U hier teenwoordig is vanoggend. Raak ons dan ook aan, Here, werk in ons deur U Heilige Gees. Vra ons in Jesus naam. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle, van God ons Vader, van die Here Jesus Christus en van die Heilige Gees hier by ons teenwoordig. Amen. Kom ons staan en ons loof hom met die woorde van Vonk 277 wat iets sê van die lig wat Jesus bring in ons lewe.
wil vra dat die jonger kinders, wil julle nie by my kom kuier hier voor nie? Hier in die voorste banke, vir 'n oomblik, vir 'n wyle. Asseblief. Is nie lekker om alleen te staan nie. Ek sal julle nou weer terugstuur. Of as julle sonder ma en pa wil bly sit, dan kan julle hier voor bly sit en ja, jy kan sommer hier in die banke of hier voor, ja, kom sit hier voor. Julle kan maar sit hoor. Of julle hoef nie te staan nie. Okay, julle is baie ernstig, julle wil staan. Okay. So, terwyl julle voor is, wil julle nie my help om te sê wat julle sien nie? 'n hasie, dankie. 'n dier. Ons mag nie liewe Jesus se diere doodmaak nie. Baie goeie afleiding, ons mag nie liewe Jesus se diere doodmaak nie. Ja, die skepping is wonderlik en ons kan nou kyk. Ons het nou gehoor van 2 diere, ons het 'n hasie en ons het 'n dier. 'n beer. Weet jy, jy is amper reg, want daai foto is so naby. Daar's actually 'n hond se neus. Né? Maar ek kan sien hoe kan mens dink dis 'n beer se neus, want dit is baie naby. Wat nog? 'n koei. Diere, ja, verskeie diere. En dan hande. Ek het nou, maar wel, as julle so kyk, né? Ek het daai foto's baie spesifiek gekies want elkeen lig vir ons 'n sintuig uit. As julle so kyk, wat se sintuig dink julle word uitgelig deur elkeen van daai prentjies? Ja, se groot ore. Is gehoor, né? Dis een van ons sintuie. Die neus doen wat? Hy ruik. Ja, dis nog 'n sintuig. Ja. Partykeer kan hasies byt as jy hulle kwaad. As jy hasies kwaad maak, dan byt hulle jou ook. I'm losing this. Okay, so ons het nou al gehoor en ons het reuk. Wat sien julle nog? Wat's hy? Jy sien oë, ja, om te kan sien, ons sintuig van sig, ja, veral daai tier se oë, daar's 2 oë wat vir jou loer. Wat? Daar's nog 2 sintuie oor. Proe en gevoel, baie mooi, ja, die gevoel, die hande, om te kan vat en te kan voel aan of iets hard of sag is of lekker soos fluweel of cozy soos 'n vleeskombersie en dan smaak, proe. Daai koei wat ook al dit is eet met groot genot. Wat is lekkerder as om 'n lekker bord kos te kry of jou gunsteling maaltyd? Nee, dis wonderlik. Hierdie sintuie dis wonderlike gawes van die Here, want met ons sintuie ervaar ek wat in die wêreld om my aangaan, né? Ek kan sien wat gebeur wanneer Jesus 'n mooi skepping sien. Ek kan hoor die wind wat waai of die diere wat geluide maak. Ek kan lekker kos ruik en proe. En ek kan voel as iemand my vashou. Of my sê ek is lief vir jou, kan ek dit by jou hoor. Nou ek wil gou vir julle 'n stukkie lees van iemand wat oor hierdie goed geskryf het. In 1 Johannes hoofstuk 1 vers 1. Johannes skryf hierso en hy sê alles het by hom begin. Voor alles was hy al daar. Wat Jesus kom vertel het ons met ons eie ore gehoor. Ons het hom met ons eie oë gesien. Ons het mooi dopgehou wat hy gedoen het. Ons kan aan hom vat en het ook inderdaad met ons hande aan hom geraak. Wanneer ons dus oor Jesus praat, is ons seker waarvan ons praat. Johannes skryf, hy was een van sy disippels en hy sê maar ek het Jesus gesien, soos ek julle nou hier sien. Ek het actually aan Jesus gevat, soos ons aan mekaar kan vat. Ek het gehoor toe hy gesels met ons. So wat ek sê is nie iets wat ek opgemaak het nie. Ek het dit by Jesus self gehoor. En daarom is dit so belangrik om te luister na of te lees wat Johannes skryf, want hy en die ander disippels het so by Jesus gestaan soos ek en julle nou by mekaar staan. En gehoor wat Jesus sê en gesien wat hy doen. En daarom lees ons ook die Bybel, want dit kom van mense in die Nuwe Testament wat vir Jesus gesien het en hom leer ken het. En as ons dus die Bybel lees, dan hoor ons hulle stories van Jesus. So ek wil julle aanmoedig, vat jou Bybel of as jy nie self kan nie, sê vir ma en pa, lees vir ons die stories van Jesus, dat ons kan hoor, die mense wat hom gesien het,
en aangeraak het wat hulle vir ons wil vertel van hom. En daarmee saam kan ons ook vir die Here dankie sê vir ons sintuie. En ons gaan dit doen deur 'n liedjie te sing. Ons gaan staan en ons sing lied 550 2 keer deur. Julle kan saam met my sing en die bewegings doen, né? So, kom ons staan. Twee oogies om Gods werk te sien, twee handjies om die Heer te dien, twee oortjies om sy woord op te vang, twee lippies wat hom loof met sang, twee voetjies wat sy pad betree, met een hartjie om aan hom te gee. Twee oogies om Gods werk te sien, twee handjies om die Heer te dien, twee oortjies om sy woord op te vang, twee lippies wat hom loof met sang, twee voetjies wat sy pad betree, met een hartjie om aan hom te gee. Dankie. Julle kan ook gaan sit. Volgende keer kan julle regtig hier so aan die banke kom sit en kuier, dan voel dit lekker gemaklik. Ek gaan vra Nico, sal jy na vore kom vir die gebed en dan ook vir die gemeentegebed en ook vra vir die opening van die woord. Dankie. Ons Here en Hemelse Vader, vir ons so voorreg om vanmôre te kan opstaan met die verwagting in ons harte dat ons hier by mekaar kan kom en lof en eer aan U te kan bring vir die goedheid so onverdiend uit U hand. Here, as ons so by mekaar is hier, dan weet ons dat U die lewende God is. En ons sê dankie Here dat ons die afgelope tyd kon herdenk oor wat U vir ons gedoen het deur te sterf vir ons aan die kruis, maar dat U opgestaan het in U lewe. En Here, dit was so heerlik om vanmôre met lofsang hierdie oggend se erediens te kan begin. Ons bid Here vir almal in ons gemeente. Wil U gee Here dat waar ons afvallig raak, U woord ons weer sal aanraak Here en dit diep in ons harte sal setel. En Here, as ons U woord hoor, ook vanmôre wat vir ons gebring word deur Dominee Wouter, wil U gee Here dat ons dit in ons harte sal bewaar, maar dat ons ook daders van hierdie woord sal word. Dat ons elke dag uit dankbaarheid sal lewe in U teenwoordigheid. Here, ons bid dat ons bewustelik elke dag in U teenwoordigheid sal lewe en sal besef hoe afhanklik ons van U is. Here, wil U vanmôre dan U woord vir ons open? Wil U gee, Here, dat ons dit met ons harte sal aanneem en sal uitleef met blydskap en met vreugde. Here, ons bid vir die werksaamhede van ons gemeente. Ons bid, Here, dat U deur ons harte sal werk, Here, dat ons U werklik sal dien in U koninkryk. En daarom, Here, waar ons vanmôre hierdie uitstallings het van die bedieninge van hierdie gemeente, bid ons, Here, dat ons onsself beskikbaar sal stel vir U koninkrykswerk. Here, U het vir ons kinders gemaak van U, trustees van hierdie aarde, maar ook gesandte om U naam uit te dra. Ons bid al hierdie dinge, Here, in die wete dat ons tot niks in staat uit ons eie is nie,
maar dat ons deur U kragdadig U woord kan leef elke dag. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Baie, baie dank. Ons gaan vanoggend lees uit 1 Johannes hoofstuk 1, so dis Johannes se brief hier teen die einde van die Bybel. Ek gaan uit die 2020 vertaling lees, en omdat hy so 'n bietjie anders klink as die 83, gaan ek hom op die bord gooi, maar jy is welkom om te volg in die vertaling wat jy by u het. So kort briefie, hier teen die einde van die Bybel raak die briefies al hoe korter, totdat jy nou Openbaring tref, dan is dit nou weer lank, maar jy weet, 1, 2, 3 Johannes en Judas, wat sulke kort stukkies is. Kort, maar vol sorg en liefde, wat die skrywer vir sy gemeente gehad het. Mens hoor, hy dra hierdie mense op die hart, dis sy geloofskinders vir wie hy skryf, hy wil graag vir hulle begelei met wat hy vir hulle sê. So kom ons lees saam, sal jy hom sommer daar opgooi, dankie. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons eie oë gesien het, wat ons aandagtig bekyk het, en wat ons hande aangeraak het aangaande die woord van die lewe, dit verkondig ons aan julle. Die lewe is geopenbaar en ons het dit gesien en ons getuig daarvan en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Ja, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons ook aan julle, sodat ook julle aan ons verbonde kan wees en ons verbondenheid is aan die Vader en aan sy Seun Jesus Christus. Ons skryf hierdie dinge sodat ons blydskap volkome kan wees. Dit is die boodskap wat ons van hom gehoor het en wat ons aan julle bekend maak. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ons sê dat ons aan hom verbonde is en tog in die duisternis leef, lieg ons en leef ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig leef soos wat hy in die lig is ons aan mekaar verbonde en reinig die bloed van Jesus sy Seun ons van elke sonde. As ons sê dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig en daarom sal hy ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leienaar en in sy woord nie in ons nie. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle nie moet sondig nie. En wanneer iemand sondig, het ons Jesus Christus die regverdige, die parakleet by die Vader. En hy is die versoening vir ons sondes, nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. So 'n besondere gedeeltetjie waar Johannes al in die eerste 3 verse baie duidelik maak, wat is my boodskap en waaroor dit gaan? Dit gaan oor die woord van die lewe. Maar daar's 'n sekere stuk dubbelsinnigheid in wat hy sê. En dit wys eintlik net ook op die kuns en die inspirasie van die skrywers, want aan die een kant, as hy praat oor die woord van die lewe, dan kan dit aan die een kant verwys na die inhoud van die Christelike boodskap, van die evangelie, dit wat ons vertel as Christene. Maar omdat Johannes ook dan nou hierso begin praat oor sy sintuie, van ons het hierdie woord gesien en geraak en gehoor, dan besef mens, dit gaan oor meer as net 'n boodskap. Dit gaan oor Jesus wat die vleesgeworde woord is. Dat Jesus het die boodskap oor die lewe inderdaad gebring, maar hy is dit ook self. Hy is die een deur wie die lewe kom, dat Johannes op so 'n mooi manier dit in een vleg en sê, hier is die boodskap wat ons bring, dit gaan oor die lewe, maar dit word vergestalt in Jesus, en hy is die een wat ons ontmoet het, en wat ons oor vertel, en hy wil heeltemal die klem op Jesus plaas. As julle kan terugdink, dalk matriekjare, toe ek klaar is in matriek, toe dink ek, nou niks meer Afrikaans en Engelse grammatika, wat is voorwerp, onderwerp, en werkwoord en al die goed nie, en ek is so bly, en toe gaan swat ek teologie en Grieks en Hebreëus, daar begin ons weer daarmee. Maar julle sal dalk onthou, dat gewone sinskonstruksie, as ons iets sê, dan sê ons byvoorbeeld onderwerp, werkwoord, voorwerp. Wouter skop die bal. En as jy daai goed begin omdraai,
dan begin jy gewoonlik, is dit met 'n doel dat jy dalk fokus wil plaas, of jy weet die aandag wil skuif na iets. En dis wat Johannes hierso doen in die Grieks, die werkwoord is verkondig. Hy sê ek verkondig, ek is die een wat dit doen. Maar hy sê dit omtrent heel laaste. Daai eerste 3 verse is een lang sin in die Grieks, waar hy heeltyd praat oor Jesus, en eers aan die einde, dan sê hy ek verkondig hom. Dis asof hy met hierdie hele lang sin sy lesers se gesig wil opskuif weg van hom as Johannes af, en laat opkyk na Jesus en sê, daar is waar jy moet sien, hierdie is die een wat die woord van die lewe bring. Ek het hom aangeraak, ek het hom gevoel, ek het hom gehoor, maar kyk na hom, want hy bring vir julle die lewe. Hy wil totaal en al die fokus op Jesus plaas in daai eerste verse. En nadat hy dit gedoen het, dan sê hy nou in vers 5, hierdie is die boodskap wat vanuit Jesus kom, en wat ons by hom gehoor het, en dit is, God is lig, daar is geen duisternis in hom nie. En dan gaan hy verder om die boodskap te verduidelik. En dis so half 'n kernstelling wat die daaropvolgende verse verder uitpak, maar en wat al die implikasies het vir die gelowige se lewe. Weereens, hy pak 'n klomp betekenis daarin, as hy sê God is lig, want daar's soveel koneksies deur die res van die Bybel, maar hy wil sê, ons moet dink aan God se grootsheid, sy heiligheid, wat dikwels met die lig in verband gebring word, dat hy heilig is, dat hy foutloos, perfek en anders is, dat hy homself openbaar, soos lig vir ons goed duidelik maak God vir ons goed duidelik, dat ons kan sien wat om ons aangaan. So al hierdie goeders en nog meer lê in hierdie stelling, dat God is lig. En dan sê hy, daar is geen duisternis in hom nie. Mens kan amper sê, daar is allermins, of mens kan glad nie dink aan duisternis, as dit kom by God nie. Johannes wil dit baie duidelik maak, God is goed, en mooi, en reg, daar is niks bose rondom hom nie, en die bose het geen plek by hom nie. En dan sê hy vir sy lesers, die mense wat hy ken, die ding wat hy wil tuisbring is, as jy dan in gemeenskap met God wil leef, moet ek en jy ook in sy lig wandel. Dit vloei daaruit. Ek kan nie in die duisternis bly leef, as ek met God wil gemeenskap hê nie. Bedoelend op die ou en dat, as ons in die lig lewe, gaan dit daaroor dat ons in pas lewe met hoe God homself openbaar het, en die wil wat hy openbaar het. Ons lewe op die wyse wat God bekend gemaak het aan ons deur sy woord. Ons kan nie tegelyk voortgaan met die sonde nie. Jy kan nie met een voet in die lig staan en die ander voet in die duisternis nie. Jy moet volgens die goeie gawes wat die woord van die lewe vir ons gebring het, leef. Dat Johannes, dis amper 'n logiese gevolg wil hy uitbring, dat as God lig is, en ons wil gemeenskap met hom hê, saam met hom leef, dan moet ons ook in die lig leef. Ons kan nie anders nie, ons kan nie nog in die duister, in die bose, bly voortploeter nie. En dan is dit interessant dat hy nie net praat oor ek en jy nie, of hoe ek dit op my eie doen nie. In vers 7 sê hy, as ons in die lig leef, soos God in die lig is ons ook aan mekaar verbonde. En dis opvallend, want partykeer dink ons so individualisties oor ons verhouding met God. Dis ek en die Here, ek en die Here, ek en die Here. Maar hier werk Johannes dit so in sy brief en in sy stellings in, dat hy sê, dat as ons in die lig lewe, is ons verbind aan mekaar. Ons is noodwendig 'n gemeenskap. Christene leef in gemeenskap, eerstens met God, maar ook met mekaar. Dat hy sê, die twee is so onlosmaaklik verbonde. As jy in God se lewe, as God se lig wil lewe en God aanroep, dan is jy noodwendig verbind aan jou medegelowige, en jy kan hom of haar nie ignoreer of jouself losmaak van hulle nie. Een skrywer sê dit eenvoudig, as jy jouself afsny van die gemeenskap met ander Christene, sny jy eintlik as ware jouself af van gemeenskap met God. Die geloofslewe is nie iets wat ek op my eie houtjie doen nie. Ek doen dit saam met ander.
Die uitdaging wat wel na vore kom, is, ons almal sal seker ook sê en mooi knik en sê, ja, ons weet, ons moet in die lig lewe. Maar wat as ons sondig? Wat as dinge skeefloop? Ons weet immers uit die res van die Bybel en uit ons eie ervaring, ons kies dikwels verkeerd. Ons maak foute, ons sondig, al is ons gelowiges. So, wat om te doen daarmee wanneer ons hierdie ernstige oproep hoor, julle moet in die lig lewe, maar ons fouteer en ons faal. In verse 6, 8 en 10 beskryf Johannes negatiewe maniere waarop ons dit kan hanteer wanneer ons sonde doen. Amper maniere wat toenemend erger raak. In vers 6 sê hy, as ons sê dat ons aan hom verbonde is en tog in die duisternis leef, lieg ons. So dis die eerste ding wat ons kan doen, ons kan 'n stuk skynheiligheid daar hê. Ons kan sê, ek leef naby God, maar eintlik is ek besig met 'n klomp sonde, so ek probeer eenvoudig my sonde hanteer deur te lieg daaroor. Dis een taktiek. Wat jy weet, party mense dalk doen, dis 'n stuk skynheiligheid. Maar vers 8 raak dit bietjie erger. As ons sê dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself. So ons kan dit dalk ook, dis dalk 'n taktiek om ons sonde te hanteer, as ek lieg vir myself en sê nee, dit het nie regtig gebeur nie, ek het dit nie regtig gedoen nie, of dit is nie regtig sonde nie. Jy weet, ons is mos baie goed met ons vir onsself rasionaliseer hoekom ons iets gedoen het. Ek kan 'n rede kry hoekom ek nie verkeerd was nie en die ander party. En ook dit keer Johannes af. En dan die ergste in vers 10. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leienaar. Dit is wanneer ons op die punt kom, wanneer ek alles ontken, sonde nou, sonde in die verlede, en eintlik sê, God was verkeerd toe hy gesê het ek sondig. Dis nie ek wat die fout gemaak het nie, die Here het die fout gemaak deur te sê ek sondig. Nou, dit is 'n verskriklike ding om te doen, om te begin sê God is die leienaar, nie ek. Dis om eintlik, jy weet, die verskriklikste opstand teen God te kom om te sê dat U nie die waarheid praat nie. Dis 'n aaklige plek om te wees. So dis nou 3 maniere wat 'n mens dit sou kon doen, jou sonde probeer hanteer. Maar Johannes keer elkeen van daai wyses af. Hy sê, maar dis nie werkbaar nie, dis nie hoe jy as Christen kan leef nie. So die vraag kom dan na vore, wat om te doen met my sonde? Ek weet ek moet in die lig lewe, maar ek maak foute, wat dan? Want jy kan verskriklik angstig begin raak. Die van u wat ooit die film Luther gekyk het, Luther, ek wil tog nie aanmoedig om dit te doen, ek dink dit was Joseph Fiennes wat daarin gespeel het, maar juist, dit was sy angstigheid. Waar kry ek 'n genadige God? Hy was so bewus van sy sonde, dat sy hele lewe, jy weet, dat hy so beangs geraak het, oor elke tree, en hoe gaan ek hierdie oplos, en wat gaan ek daarmee doen, en dat hy ure gaan sit by mense, wat om te doen, met, wanneer ek hierdie spanning ervaar, van ek weet ek moet in die lig lewe, maar ek het aangejaag. En die antwoorde vind mens dan in verse 7 en 9 in hoofstuk 2, waar die amper kontra-intuïtiewe oplossing lê, dat die oplossing vir my sonde lê nie daarin om dit weg te steek of te ontken nie, maar juis verder in die lig te bring. Vers 7 sê, as ons in die lig leef, soos wat hy in die lig is ons aan mekaar verbonde, en reinig die bloed van Jesus sy seun ons van elke sonde. Dus as ons in die lig leef, in verhouding met die Here leef, dan reinig Jesus ons van dit wat verkeerd is. Soos ons met God wandel, kom Jesus se bloed, en hoe langer, hoe meer maak dit ons skoon van die vuilheid wat ons optel. Mense sê, juis, en ek kan dit nie bevestig nie, maar dat daai is in die teenswoordige voortgaande tyd geskryf, dis besig om heeltyd te gebeur. Sy bloed reinig ons voortdurend van sonde. Vers 9, so om in die lig te bly wandel, om naby God te leef, al het ons verkeerd gedoen, gaan dalk so bietjie teen ons natuurlike instink. Want julle weet, as jy in die lig kom, kan jy nie iets wegsteek nie. Alles is oop en bloot as die lig daarop skyn. So ons instink is partykeer
dat as ons agtergekom het, ons maak 'n fout, wil ons dalk uit die lig uit beweeg, dat niemand daarvan bewus is nie. Ek probeer dit wegsteek. Ek is skaam daaroor, of ek voel sleg daaroor, of ek weet nie wat om daaroor te doen nie. So ek beweeg uit die lig uit, sodat niemand daarvan bewus is nie. En probeer ook vir God nie daarvan laat bewus wees nie. Maar Johannes moedig ons presies vir die teenoorgestelde aan. Hy sê, bly in die lig. Moenie wegskram nie. Moenie probeer wegsteek wat jy gedoen het nie. Jesus se bloed maak jou skoon. Daar is juis in die lig geleentheid om die vuilheid van my en jou sonde te hanteer. Partykeer is ons dalk bang om ons sonde te erken, dit so oop en bloot voor God in die lig te stel, want ons is dalk bang, jy weet, God gaan moeilik wees hieroor, God gaan dalk nie vergewe nie, God gaan ons uithaal. Soos 'n kindjie, as mens dink aan 'n kindjie wat 'n fout maak, hy is bang ma of pa gaan met hom raas, so hy probeer dit eerder op 'n manier wegsteek. Ek bedoel, julle het al daai video's gesien, as 'n kind wat 'n permanent marker gekry het en die hele muur vol geverf het met die ding en homself ook. En ma sê, wat het hier gebeur? En hy hou die koutjie agter sy rug. Hy sê, ek weet nie. Nou, ek bedoel, almal kan sien wat gebeur het. En partykeer dink ek, ons is so bietjie so. Ons probeer wegsteek vir God wat ons gedoen het, want ons is bang. Sê nou, God gaan kwaad vir ons wees, of hy gaan nie vergewe my nie. Maar dan kom vers 7, of vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, en daarom sal hy ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig. Dat Johannes die belofte wil herbevestig, en as hy sê, God is getrou en regverdig, hy sal ons vergewe, gaan dit juist daaroor dat Johannes wil hê ons moet onthou, deur die hele Bybel maak God die belofte, hy is genadig en barmhartig, hy vergewe ons sondes, as ons goed sondes bely, as ons dit in die lig bring voor hom, dan maak hy dit tot niet, hy vergewe ons. Trouwens, die regverdig hierso gaan juist daaroor, om amper te sê, God is getrou in sy belofte, hy sal regverdig handel, hy gaan nie nou teruggaan, hy gaan nie onregverdig wees, deur nou terug te gaan op sy belofte om te vergewe nie. Jy kan op hom staat maak, om jou ook te vergewe, as jy jou gemors voor hom kom bely, as jy dit in die oop te kom bring. Jy hoef nie bang te wees, dat God nie gaan vergewe nie. Ek bedoel, dis die wonderlike wat Johannes ons op begelei, is hierdie ding van, moenie uit die lig uit beweeg nie, moenie dryf van God, omdat jy sleg voel nie, doen die kontra-intuïtiewe ding, en beweeg nader aan die Here, in die lig, met jou gemors, en sê, Here, ek is jammer, vergewe my, maak my skoon. Die mooiste beeld wat iemand gebruik, en hierdie is die beeld van 'n spotlight, wat ons nou nie heeltemal hier het nie, maar kollig op 'n verhoog. As ons nou in die aandie was, of hierdie was 'n teater, julle ken dit, teater is in duister gehul, en dan is daar so een spotlight, wat afskyn. En die persoon vertel dan, ons geloofslewe is soos, ons wat oor daardie donker verhoog, in die kollig stap. Die kollig beweeg so stadig, die spotlight, en ons bly in die lig saam met dit stap. Hy sê, dis die geloofslewe. Nou in daai kollig, in daai spotlight, dan sien jy, hier's 'n vuilkol op my hemp. Party wil dan so half uit die kollig uitbeweeg, in die donkerte in, laat niemand dit sien nie. Johannes moedig ons aan, hy sê, nee, bly in die spotlight voor die Here, al voel dit so 'n bietjie blootstellend voor God. Want Christus se bloed maak ook daai skoon. Hoe langer jy, hoe meer jy ook in die lig wandel, hoe meer reinig sy bloed jou. En kan jy elke keer as jy agterkom, ek het nou verkeerd getrap, dit voor die Here bring, en sê, ek is jammer Here, want die belofte staan vas, hy is getrou en regverdig, hy was jou skoon. Bly in die spotlight van God se blik, want dit is 'n genadige blik, en 'n liefdevolle blik. As Johannes dit dan wil vastrek, dan skryf hy die eerste 2 verse van hoofstuk 2, en hy sê, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle nie moet sondig nie. En wanneer iemand sondig, het ons Jesus Christus die regverdige as parakleet by die Vader.
Hy is die versoening vir ons sondes, maar nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Dit is pragtig hoe hy die spanning herken. Hy sê ons moenie sondig nie, maar dan weet hy wanneer ons sondig, so hy neem aan dit gaan ook gebeur. Dan sê hy ons het die parakleet by die Vader. Aan die een kant ons moenie sondig nie, ons kan dit nooit ligtelik opneem nie, kan nooit maak asof dit sommer net so is nie. Maar tegelijkertijd sê hy, as dit gebeur, dan is Jesus daar om vir ons in te tree. Johannes noem hom ons parakleet by God. Die nuwe vertaling het vertaal as voorspraak, maar omdat hierdie Griekse woord so baie betekenis in een term vashou, wat jy nie net met voorspraak kan vertaal nie, dink ek het die 2020 gekies om eerder net die Grieks so te vertaal as parakleet. Maar dis 'n woord wat soveel rykdom het. Dit verwys na iemand wat langs jou kom staan om bystand aan jou te verleen, om te troos, om 'n helper te wees, 'n voorspraak, 'n pleitbesorger. In hierdie konteks veral dan iemand wat namens ons kom intree. So Johannes sê vir sy mense, moenie sondig nie, maar as dit gebeur, wees getroos, Jesus kom staan letterlik langs jou en pleit jou saak, bring homself weer as offer en sê as die een wat sê, maar jou sonde is deur my tot niet gemaak en daarom is hy die versoening vir ons sondes. Dat God kan sê, maar jy is vergewe, want Jesus staan hierso as die een wat jou sondes gedra het. Hy is die een wat jou saak behartig, voortdurend, wat langs jou staan om te troos, en wat op die ouend hierdie sondes tot niet maak. Want deel van die woord wat gebruik word vir versoening, verwys ook daarna dat dit wat tussen jou en die ander party kom staan het, uit die weg geruim word. So Jesus kom staan daar as die een wat die sonde wat tussen my en jou, of tussen my en God kom staan, uit die weg ruim. Is 'n pragtige beeld, en Johannes sê nou, wees verseker en wees getroos, dat wanneer dinge skeefloop, staan Jesus daar langs jou. Dis die wonderlike wat Johannes wil bekend maak. Ek en jy word opgeroep om in die lig te wandel, dis 'n ernstige oproep, maar as dit gebeur, dat ons struikel, is Jesus se voortdurende werk genoegsaam om ons op te tel, te reinig en die versteurde verhouding met God weer te herstel. Ek dink dis hoekom Johannes in daardie eerste 3 verse soveel moeite maak om die fokus geheel en al op Jesus te plaas. Dat hy vir die mense weer wil sê, dis hierdie Jesus, wat ek leer ken het, maar wat ek aan julle bekend maak, dis hierdie Jesus, wat alles vir julle doen. Op hom kan julle staat maak. Om dit in te sien, om eintlik dit weer te besef, om net weer daar te gaan sit en hierdie goed in te neem, om te besef wat Jesus voortdurend, die heeltyd namens my doen, is so 'n saak van vreugde eintlik. Daarom dat Johannes in vers 4 skryf, ons skryf hierdie dinge sodat ons blydskap volkome kan wees. Partykeer wil mense nie oor sonde praat nie. Mense sê die kerk is heeltyd besig om ons te guilt-trip. Die doel is nie om mense te bring tot op 'n plek van ewige skuldig voel nie. Die doel is, besef jy het skuld, maar nog meer besef daar's vergifnis van daai skuld, dat dit weggeneem word, en dat jy vry kan wees daarvan. Daarom dat dit blydskap bring. Dis wat hy wil tuis bring. Ek en jy kan bly wees, want die groot issue in ons lewe is hanteer. En daarom kan ons gehoor gee aan die wonderlike opdrag wat God gee. Wandel saam met my in die lig. So kom ons staan en as 'n antwoord daarop, as 'n stuk toewyding, sing ons lied 274.
U kan maar sit, dan bid ons saam. Here, dankie vir die groot genade dat U ons tot 'n nuwe lewe geroep en gebring het. Maar Here, dat U selfs ook in hierdie nuwe lewe wanneer ons fouteer, aan ons vergifnis skenk. Gee dat ons naby aan U sal wandel en ook met mekaar. Verinnig ons gemeenskap. Dat ons besef die mense wat langs ons sit in die banke is diep aan ons verbonde en juist daarom ons te help om in U ligpaaie te wandel en dat ons ook die voorreg het om hulle by te staan en hulle wandel met U. Dat ons as geloofsgemeenskap geroep is om in U lig te lewe. Mag ons ook, Here, hier in Buyswater en in die area waar ons woon, U lig laat skyn. Mag dit 'n lig wees wat mense aantrek, dat hulle die genade en verlossing en die liefde in die nuwe lewe sal raak sien. Dat hulle sal sien, maar hier is hoop. Hier is iets waaroor ek meer wil leer en ontdek. Here, mag ons ook mense wees wat, ja, al kan ons nie soos Johannes U in fisiese vorm aanraak of sien nie, tog deur die Gees so naby aan U leef, dat ons as ware deur geestesoë U kan sien en aanraak en aanhoor. Dat U ook, o Heilige Gees, telkens ook Jesus vir ons sal openbaar. Dat U, soos U inderdaad in Johannes, dat ons daar leer, U maak voortdurend die wil van God aan ons bekend, herinner ons aan wat Jesus gesê het. Mag dit ook so wees. Hemelse Vader, ons beweeg nader aan verkiesingstyd en U weet dit is ook 'n tyd van spanning. Hier en daar diegene wat dreig met geweld of wat dit aanhits. Ons vra dat U dit sal stopsit. Ons vra dat U kerk 'n stem van vrede sal wees in hierdie tyd, wat mense oproep om met regverdigheid en rustigheid voort te gaan. En ons bid, Here, U wat weet hoe dinge in mekaar steek, dat U vir ons leiers sal gee, wat in regverdigheid, wysheid en goedheid sal regeer. Ons bid, Here, dat U mense sal aanstel, wat sal sorg vir hierdie pragtige land. Ons het soveel potensiaal, maar Here, U weet soveel mense wat in nood is. Here, soveel dinge wat verkeerd loop. Ons vra dat U self dit sal verander, dat U mense sal vernuwe, maar dat U ook leiers sal gee wat verantwoordelik dit sal doen. Ons bid vir hulle in ons gemeente wat siek is, wat worstel met gesondheid, wat net nie lekker is nie, dat U na hulle sal omsien. Vir hulle wat deur prosesse van hartseer gaan, dat U sal vertroos. Ons bid vir die leierskap van die gemeente en elkeen wat elke dag betrokke is en toesien dat die verantwoordelikhede wat daar is uitgevoer word, dat U sal krag gee. Ons vra dit, Hemelse Vader, in Jesus naam. Amen. Kom ons dien die Here met ons dankoffers.
So die voorreg om die lig te ken en in die lig te kan wandel en op die ou end ook opgeroep te word om die lig te laat skyn en dat ander mense dit mag leer ken. So kom ons sluit af met lied 488. Helder skyn die lig vir die nasies, ons staan en ons sing dit saam. Ontvang die seën van die Here en gaan leef in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle wees en bly. Amen.